hope for your soul. Duck Facebook radio station, sharing faith, worship and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. Innig jammer was hy vir die wat honger was, vermeerde brode en visse laat hul eet. Nog oorgebly, soek my nie net hiervoor, ek is meer as dit. Wie na my kom, sy siel sal gevoed word, leef van elke woord van God. Vier fees met brood van reinheid en waarheid, leef nie van brood alleen, maar elke woord van God. Vervul die hongerige met die goeie, soek my nie net hiervoor, ek is meer as dit. Wie na my kom, sy siel sal gevoed word, leef van elke woord van God. Wie volhard tot die einde, sal nie honger en dors hê, geen hitte of traan meer nie. Soek my nie net hiervoor, ek is meer as dit. Wie na my kom, sy siel sal gevoed word, leef van elke woord van God. Soek my nie net hiervoor, ek is meer as dit. Wie na my kom, sy siel sal gevoed word, leef van elke woord van God. Goeiemôre en hartlik welkom by ons Sondag-uitsending saam met my Stanley Karen Gesiggie. En ons het 'n spesiale gas vandag, wat saam met Gesiggie gaan kuier, en Tannie Karen. Wow, ek kan nie wag om hom vir julle te reveal nie. Hy sal vanoggend vroeg het al die volumes hard gehad en het al vir ons saam gesing. So ja, lekker surprise vir julle. So asseblief klein span, ons gaan eers by julle draai maak. So bly ingeskakel, dan kan julle sien wie dit is. Dan gaan ons sy favourite liedjie ook vir julle speel. En ook natuurlik het ons van gister af die Pieters woning hierso. Wat 'n heerlike tyd tot dusver wat ons saam met hulle gehad het, maar ons geniet hulle kinders en alles, en Lally het gisterand 'n draai kom maak, Swannies het kom kuier, Babas het kom kuier, so dit was tot dusver 'n lekker besige huis, maar ons prys die Here vir so saam met ons broers, susters in die Here. Kinders en kleinkinders, kyk ek en Karen, ons hart is so groot, want daar is so baie kleinkinders, ons is eie bloedkleinkinders en ons is eie geestelike kleinkinders en almal is net ons kleinkinders, ons love hulle, ons is net amazing, ons like om met die kinders te gesels, ook so ons is net opgewonde, dat ons jammer, hulle kan nie nog 'n dagie bly nie, maar nou nietemin, ons gaan die dag nog verder geniet ook, as die Here wil, gaan ons vanmiddag nog lekker saam kuier en so voorts. Maar nietemin, jy is ingeskakel hier by die Dak Facebook radiostasie, die aanlyn kerk hier op Facebook, waar die aanmoediging, geloofsekerheid, bemoediging kry, deur die goeie nuus van ons Here Jesus Christus, om wel geestelik te groei. Daar sy, loof die Here, en ek wil jou aanmoedig vanoggend, asseblief deel hierdie uitsending na jou Facebook tydlyn toe, as jy die link op jou WhatsApp status. Na die tyd deel ons die boodskap op YouTube kanaal met dieselfde naam, op Telegram, die audio en video, en dat is ook ons TikTok channel. En ons is so opgewonde, ek nie eens geweet die gister TikTok sê vir my, julle het al 100,000 views met alles wat julle opgesit het. En TikTok is nou nie so lank nie, en ek is net opgewonde dat die middele wat die Here vir ons voorsien om siele te bereik. As ons kyk op die musiek net op YouTube, ek dink is seker al 16,000 mense wat geluister het na die YouTube musiek ensovoorts, so die evangelie gaan in
woord uit, dit gaan uit sang uit, getuienisse met die kinderbediening, en natuurlik is daar al iets in die pipeline, Quanet het so saadjie geplant rondom jeug, en natuurlik Quanet, jou versoek het nie ongehoord verbygegaan nie, die saadjie is besig om te groei, en ons glo die Here, as hy ons gaan help, gaan ons ook, een van die dae, die gaan daar 'n jeugbediening ook die lig sien. Maar ons hou julle op hoogte, ons praat met julle, sodat ook die Here ons daarmee kan help. Asseblief bid vir ons, bid vir my en my vrou en almal wat betrokke is by die dinge. Baie dankie vir julle idees, vir julle insette. Ons waardeer dit ongelooflik baie, maar julle gebede is so nodig, sodat elke saak ook in die Here kan geskied. Dat almal die woord van waarheid kan hoor. Nou ja, voordat ek aangaan, en kleinspan, julle moet asseblief nader sit. Julle is eerst aan die beurt, Stanley gaan net gou heel eerst oopmaak met gebed, en begin met gebed. Dan net ons het nagmaal ook, en ons gaan vanoggend, as dit die wil van die Here is, eerst die nagmaal bedien na die kinderbediening, en afhangende hoe die Here lei, dit het al gebeur, dat ek sê, ons begin met die nagmaal, en eindig ons met die nagmaal, so ons gaan maar soos wat die Here ons lei wel vanoggend. Kom ons bid lekker saam. Hemelse Vader, ons loof U en ons prys U heilige naam. Baie dankie vir die groot genade, U liefde, U barmhartigheid en U heerlikheid. Dankie Vader, is so opgewonde in my hart. Ons het 'n vol huis, Vader, vol kinders en broers en susters, Vader. Ons hart is so verruim as ons familie hier kan hê, ons gesin hier kan hê, Vader. Dit is net amazing. Ons is een groot geestelike familie en ons harte is by elkeen in hulle huise. Laasweek was ons daar in Elsburg by ons familie daarso en ons het daar lekker saam gekuier en gesellig gewees, Vader. Wat 'n heerlikheid om so saam met mense te kan kuier wat die geselfde geloofsoortuiging het, wat dieselfde deel het, Vader. En so kan ons mekaar aanmoedig, ons kan mekaar se Here vrese hoor, se benoudhede, se angste, se sorge. So in die geselskap hoor jy nie, dis 'n benoudheid hier, dis 'n saak daar, dis 'n moedeloosheid daar, dis 'n opgewondenheid daar. En so kan ons mekaar leer ken en vir mekaar bid en mekaar bou en stig en Vader tot in die allerheiligste geloof. Ek loof en ek prys hiervoor. Vader, lei ons vanoggend. Lei my vrou, Vader, vir Tannie Karen en Here, om vandag ook die kinderbediening te doen tot eer en verheerliking van U heilige naam. Ons dink ons broer Etienne in die hospitaal daar in Amerika, Vader. Ons bid vir sy volle genesing, Here. Die dokters kan net soveel doen en ons wil vra dat U asseblief U sal groot maak en U sal verheerlik ook in sy saak, dat hy ook ontslaan sal word, gesond, blakend gesond, daar sal uitstap, Vader. Ons dink aan ons ander broers en susters ook, wat vanoggend oorlik is, siek is, kroniese siektes het, ons wil bid, dat jy asseblief ook sal genees. En ons dankie, voorsien, Vader, wat nodig is. Daar's baie wat in benoudheid sit vanoggend, in angs, ons kan nie lag en op en afspring, maar as van my broers en susters wat seker voel, Here, ek kan nie eens met my mond oopmaak nie. Die druk raak nie te veel, die probleem is te veel, ek weet nie waar is die uitkomste nie. En ons bid U, dat hulle geloofstaande sal bly, en ons eer U voor in Jesus naam. Amen. Ja, heel eerste gaan ons oorgee aan Gesiggie, en dan ons spesiale gas, bly asseblief ingeskakel. Kom kuier saam met Gesiggie op Dak Facebook radiostasie. God maak die aarde, niks daarop. Donker en leeg was dit, God maak alles wat daar moet wees. Binne 6 dagies voor hy rus. Kom ons tel tot by 6, dan sal ons dit nie vergeet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. God het alles gemaak. Laat daar lig wees, en daar was lig. Lig was dag, donker nag. Kom ons tel tot by 6, dan sal ons dit nie vergeet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. God het alles gemaak. Die blou lig maak hy hoog bo die aarde, baie mooi was dit. Hy maak die see en land, grasies en plantjies, wat moes groei uit die grond. Die son vir die dag, die maan en sterretjies vir die nag. Hy maak voeltjies en vissies mooi
maak hy die diertjies en die mense. Op die 7de dag het God gerus. Kom ons tel tot by 6, dan sal ons dit nie vergeet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. God het alles gemaak. Goeiemôre almal, hier by die Dak Facebook radiostasie saam met Gesiggie en saam met, wie's jy? Eitjie Duks. Eitjie Duks. Hy het vir ons kom kuier, Riley het vir ons kom kuier en Gappie het kom kuier, so ons is opgewonde, maar ek het vir ou Eitjie gesê, hy kan vanoggend saam met Tannie Karen op ons program wees. Eitjie sing so lekker uit sy hart uit saam met almal. Nou baie dankie maatjies dat julle kom saam kyk na die Gesiggie program weer op 'n Sondagoggend hier saam met ons en maatjies. Vandag leer ons van Josef. Het julle al gehoor van Josef maatjies? Nou Jakob was Josef se pappa en Josef het 11 boeties gehad. Maar sy pappa was die liefste vir hom. Hy was die witbroodjie. Het julle al gehoor van 'n witbroodjie, maatjies? Nou sy pappa het sommer gewys dat hy hom liewer het as al sy boeties. Maar wag, maatjies, Gesiggie moet vir ons hierdie storie vertel. Kyk lekker saam met ons. Kom kuier saam met Gesiggie. Hallo my mooiste maatjies. Ek kon nie wag om saam met julle te kuier nie, want ek wil so graag vir julle vertel van die verhaal van Josef. Nou dit lees ons in Genesis in die Bybel. Nou maatjies, Josef se pappa Jakob was baie lief vir hom. Hy was vir hom 'n special seun. Hy het hom liewer gehad as vir al sy ander kinders. Hy was sy pa se witbroodjie. Julle weet seker wat 'n witbroodjie is, maatjies. Dit is iemand wat voorgetrek word. Niemand hou baie van 'n witbroodjie nie. Mens raak sommer kwaad as iemand voorgetrek word. Is dit nie so nie? Dit het ook met Josef se boeties gebeur. Jakob het vir Josef 'n jas gemaak met baie kleure om te wys hoe lief is hy vir hom. Dit het die boeties jaloers gemaak op Josef. Josef kry toe drome by die Here dat sy pappa, mamma en boeties eendag voor hom sou buig. In sy een droom het hy gesien, hy is soos 'n bonneltjie koring en sy 11 boeties ook soos bonneltjies koring wat voor hom buig. In sy tweede droom het hy gesien die maan, son en sterre buig voor hom. Die maan en die son was sy pappa en mamma en die sterretjies sy 11 boeties. Hy vertel dit aan sy pa en sy boeties. Maatjies, julle kan nie dink hoe kwaad sy boeties toe vir hom was. Nou Josef se boeties moes gaan skape oppas en gaan waar daar grasies is vir die skape om te eet. Jakob stuur toe vir Josef om te gaan kyk hoe dit met sy boeties gaan. Toe hulle hom sien is hulle dadelik kwaad en besluit om hom in 'n put te gooi. Een van sy boeties sê, moet hom nie doodmaak nie. Hulle sien toe mense wat mense koop om slawe te wees. Net daar en dan trek hulle hom uit die put uit op en verkoop hom aan daai mense. Hulle vat die mooi jas wat Jakob vir hom gemaak het, smeer dit vol bloed en sê vir sy pa, hulle het die jas in die veld gekry. Iets moes vir Josef opgeëet het. Hulle het vir hulle pa gejok, maatjies. Josef beland in Egipte. Nadat baie dinge gebeur het die koning van Egipte ook drome gehad. Josef het vir hom vertel wat die drome beteken. Die koning se eerste droom was dat daar 7 vet koeie was wat lekker grasies geëet het. Toe kom daar 7 maarkoeie wat nie goed gelyk het nie en eet die 7 vet koeie op. Hy droom toe weer dat daar 7 vet koringare was en 7 lelike maar koringare.
Die 7 maar are eet toe die 7 vet koringare op. Wat die drome beteken, maatjies, is dat daar 7 jare gaan wees waar daar baie reën en kossies gaan wees. En dan kom daar 7 jare dat daar niks reën en kossies gaan wees nie. Mens noem dit hongersnood. Die kossies van die 7 jare wat baie gaan wees, moet opgegaar word vir die 7 jare wat daar niks kossies gaan wees nie. Die koning was baie bly dat hy geweet het wat die drome beteken en maak toe sommer vir Josef onderkoning om die kossies mooi bymekaar te maak in skure vir wanneer daar nie meer kossies gaan wees nie. Toe sy pa en broers nie meer kossies gehad het nie, maatjies, het hulle na Josef toe gekom en voor hom neergebuig om kossies te kry. Toe word die drome waar wat hy gehad het. Sy pa was baie bly dat hy nog geleef het en sy boeties jammer oor wat hulle met hom gedoen het en vir hom jammer gesê. Maatjies, was dit nou nie 'n baie mooi verhaal van Josef nie? Ons het so baie geleer vandag. Nou kom ons sing 'n liedjie oor Josef en julle moet lekker saam met my sing. La 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 la. Josef was sy pa se seun, liefde in sy hart. Maak 'n spesiale jas vir hom met baie kleure. Rooi, geel, groen, blou en nog daarby. Sy boeties was kwaai vir hom en gooi hom in die put. Verkoop hom as 'n slaaf, sê vir sy pa hy is dood. Sy pa kon dit nie glo, het hom nie laat troos. Hy word onder koning in Egipte, sorg dat hulle kossies het. Sy pa was baie bly toe hy hom weer kry. Josef was sy pa se seun, liefde in sy hart. Maak 'n spesiale jas vir hom met baie kleure. Rooi, geel, groen, blou en nog daarby. Spesiaal was hy. Wow, maatjies, het julle hierdie movie geniet van Josef? Dis so awesome. En ek is bly julle het dit saam met ons geniet en gekyk. Hoe was Josef die witbroodjie? Maar ek is so bly alles het uitgewerk. Want maatjies, dis nie mooi om so kwaad te bly vir mekaar nie. Is dit nie so nie? Ons moet vergewe en ons moet altyd net die Here lief hê en almal lief hê wat ons sien. En ons is vanoggend so bly want Aitjie het 'n favourite liedjie. Nee? En Wat, sê- Stanley, Sê vir hulle, wat is jou favourite liedjie? Open your heart. Open Your Heart. En Stanley het hom skelm afgeneem terwyl hy vanoggend vir ons hierdie liedjie gesing het. En maatjies, ons gaan vandag ons program afsluit met Aitjie wat hierdie liedjie sing. Geniet dit saam met Aitjie. Daar sê. Bye bye julle, sien volgende week. Even Jesus Christ, receiving the same reward. Receive them, Give them the water, the child of God, the prophet of God. when your heart walk with them, rewarded the same. Open Your heart, receive God's messengers, the angels, brothers, even Jesus Christ, receiving the same reward. Jesus Christ, Son of God, the prophet, true brother, friend, receive him in your heart, mind, body, soul. He shares his reward with you. open your heart, receive God's messengers, the angels, brothers, even Jesus Christ, Receiving the same reward. All invited to heaven, open through Jesus Christ, an eternal inheritance. a heavenly reward. Reward Your ways
open your heart. Receive God's messengers, the angels, brothers, even Jesus Christ, receiving the same reward. Open your heart. Receive God's messengers, the angels, brothers, even Jesus Christ, receiving the same reward. Nou as hy, het ons die kinders nou nie geniet vanoggend nie. Klein Eitjie, ons spesiale gas, saam met Tannie Karen en Gesiggie. En dit is nou sy gunsteling lied, Open Your Heart. En hy ken hom van harte. Nog voordat ek die lied begin speel het, toe het hy hom al begin sing. Toe sien ek, nee, hier gaan nou ietsie gebeur. So ons het dit geniet saam met hom. En ook as hy Gesiggie liedjie speel, hy sing het al klaar vooruit. So prys die naam van die Here vir die kinders wat op hierdie gepaste manier ook die woord kan leer, die woord van waarheid, so op so 'n manier kan ons die evangelie ook uitdra aan almal. Nou ja, dit sluit ons kinderslot af en nou gaan ons na die groot mense toe. Daar sê, hallo groot mense, hoe gaan dit met julle? Maar ons almal is kinders, ek dink ons leer meer by die kinders as enigiets anders, is dit nie so nie. Maar nietemin, ons is hier vanoggend om die woord van die Here te leer deur sang en musiek, en ons het ook vanoggend nagmaal. Nou, ons gaan heel eers oorgaan na die bediening van die nagmaal. Ek gaan dit as 'n uitgangspunt gebruik en van daar af aan beweeg. En ons het wel 'n vraag gehad wat Quenet vir ons gestuur het. Nou, ons het al hierdie saak in die verlede gehad, maar ek besef, so nou en dan bly dit 'n kwessie, en baie keer as mense by die bediening aansluit, of hulle vra en so aan, is dit nodig om sekere dinge net weer te benadruk, en ook, wanneer 'n mens dit weer behandel, dan het dit in ons almal se hart gegroei, en dit kom met meer duidelikheid en meer sekerheid oor. So, ons bid en vertrou dat die Here ons gaan help vandag, dat ons wel duidelikheid hier oor gaan kry. Nou, ek wil net gou eers die vraag lees, anderste gaan ek dalk vergeet presies wat ons gevra het. Sy het vanoggend gestuur. Asseblief kan julle duidelikheid gee oor die wyn druiwesap, hoekom ons druiwesap gebruik en nie wyn nie. Die woord praat van wyn en dat Jesus nie weer sy mond aan die vrug van die wingerd sal sit nie, en die brood, wat se brood is reg, gesuurde, ongesuurde koringbrood. Dit is groot saak. Plaasvervangers, kan 'n mens, as jy nou nie druiwesap en so het nie, sommer Coke of water of wat ook al, en Provita gebruik. So, dit is wat ons vanoggend so 'n bietjie duidelikheid oor gaan kry. Nou, kom ons lees gou, kom ons spring gou heel eers oor na die gedeelte in 1 Korintiërs. En ons gesels gou so 'n bietjie daaroor. Dit is eintlik maar 'n samevatting, 'n opvatting van die hele gebruik van die nagmaal. Soos die Here Jesus dit ingestel het Paulus het net vir ons alles so 'n bietjie in 'n netetop, so kompak oorgedra, sodat ons wel iets kan verstaan. Nou kom ons lees gou hierso in 1 Korintiërs 11, is die welbekende gedeelte oor die nagmaal. En kom ons lees daar, ek gaan vanaf vers 17 af lees, sodat ons bietjie konteks gaan bou. Terwyl ons nou so 'n bietjie praat oor hierdie elemente, kom ons lees die konteks van hierdie gedeelte ook, sodat ons ook ietsie kan verstaan rondom die nagmaal. En enige tyd, as daar 'n kwessie is, as daar nog 'n onduidelikheid is, asseblief, los ons 'n kommentaar. Jy kan na my foon ook toe WhatsApp, ek sal hom dophou, dan kan jy 'n kommentaar ook daarso lees. Dit is 1 Korintiërs 11 vanaf vers 17, ek gaan so deurlees, eintlik maar reg deur amper tot 31, ek gaan so deur in tyd bespreek, en so lekker net hier deur gaan saam met julle. Maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie, dat julle saamkom nie ten goeie nie, maar ten kwade, want in die eerste plek hoor ek, dat as julle saamkom in die gemeente, daar skeringe onder julle is, en gedeeltelik glo ek dit. Want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle geopenbaar kan word. En dit is 'n groot sy van die saak, en baie keer maak ons baie keer, wil ons stil staan by sekere dinge wat onder gelowiges gebeur. En hierso leer ons, daar moet
die wat werklik waar vas staan in die Here, word geopenbaar deur hierdie partyskappe. Want die ander persoon wat besig is met sy eie ding, hy volg nader aan sy eie pad, en soos wat ons in 1 Johannes 2 van vers 18 af lees, dis mense wat deel was van die evangelie, wat uiteindelik hulle self onttrek het en met hulle eie ding besig geraak het, maar nog steeds as Christelike bedienaars, as 'n Christelike beweging, as 'n Christelike kerk, hoe jy dit ook al wil noem, maar onder verkeerde leringe. Goed. So, partyskappe veroorsaak, en baie keer probeer ons mekaar so, kan maar amper sê as ek die spreekwoord mag gebruik, heuning om die mond smeer, om sekere dinge nie te opper nie, maar tog, as daar konflikte is, as daar issues is, dan word dit geopenbaar, wie is werklik waar by die Here, en wie is daar net vir sekere voordele, en wat eintlik die geringste rede soek, om nie meer deel te wees van die Christelike geloof nie. Goed, ek wil nie te veel daarop uitgaan nie, ek dink jy kry die prentjie. As julle dus saamkom, dan wil ek nie sê dat julle nie die nagmaal van die Here eet nie. Want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete, en die een het honger, en die ander een het dronk. So, okay, so nommer 1, in die Bybelse tyd, met hierdie, het hulle, heel eers die kwessie van die wyn aangespreek. So, dit beteken, hulle het wyn gebruik. So, jy kan nie dronk word van druiwesap nie, jy word dronk van wyn, is dit nie so nie. Nou, ons moet verstaan in die tydvak, waarin al hierdie dinge geskied het, en dit is uiters belangrik. Want anders te voel het nie, jy kan jy 'n bottel wyn gaan koop, en jy kan net lekker nagmaal gebruik as 'n rede, om eintlik jou soapie in te kry. Goed, so nommer 1, mens moet altyd eers jou hart openbaar maak, en ook as kind van die Here, ons lees ook op een plek, waar Paulus vir Timoteus sê, gebruik 'n bietjie wyn, vir die herhaalde ongesteldhede in jou maag. Nou kom ek, bring jy gou 'n prentjie daarso. Ja, gaan ek hierdie twee in mekaar koppel. Nou, ons weet, in die antieke wêreld was daar nie watersuiwering, soos wat ons dit vandag het nie. Goed. So, hulle het uit stroompies uitgedrink, uit bergwater, uit natuurlike water. Met die hoop die water is reg, uit fonteine, uit putte wat hulle gegrou het, waar die geval mag wees. En partykeer is die water van so 'n aard, dat dit brak is, en dit veroorsaak ongesteldhede, of daar's iets in daai dorp of omgewing se water wat jou wel siek maak. Nou, wat hulle gedoen het, hulle het fisiese wyn gevat, want ons weet as wyn gis, dit vorm alkohol, en die alkohol maak bakterieë en kieme en so aan dood. So dit is waarom Paulus dit vir Timoteus gesê het, want kom ek tree net gou sy 1 tree terug. Die Christene van daai tyd, die bekeerlinge, ons moet onthou, Timoteus het dit streng onder Paulus se bediening geestelik groot geword. So Timoteus het verstaan waar gaan die evangelie, die geestelike, die erns, ensovoort. So hier het nie gegaan oor verskonings vir 'n dronkparty, of om wyn in die huis te hê nie. Okay? Die Christene was so bedag daarop, om nie weer dronk te word van wyn nie. Soos Timoteus byvoorbeeld, dat hy glad nie meer eers wyn of druiwesap naby hom wou gebring het nie. Vir die vrees dat as hy nou 'n slukkie te veel vat, dan gaan hy nou dronk raak, hy gaan besope raak. So daai was wyn wat hy in die water gegooi het om die water te suiwer. Dit was die gebruik daarvan, nie om 'n glasie rooiwyn te skink en om lekker uit te drink en nou het hy 'n lekker geselligheid saam met sy vriende nie. Goed, so dit is ons met alles in konteks met heiligheid verstaan, want God is heilig. Nou, nommer 2 is, in die Ou Testament leer ons, weet jou wat in jou naaste drank bedien. So kom ons gaan gou vinnig en ons verwys na Jesus wat water in wyn verander het. Sou daai wyn wel alkoholiese wyn gewees het? Beteken dit, Jesus het die mense in 'n posisie gesit om dronk te word. Hy sê, wee jou wat in jou naaste drank bedien. Met ander woorde, sou dit dronk word wyn gewees het. Kom ons begin met alkohol in. Sou hy die woord van God oortree het en mense in 'n posisie gesit het, want die woord leer vir ons, deur dronkery, deur wyn en alles, kom al hierdie lelike natuur en geaardhede en tipe van dinge na vore. Goed. Ons lees baie daarvan in Spreuke en Prediker lees ons baie van die waarskuwing teen dronk word. Goed. So met die gevolg is, dat die wyn wat Jesus gemaak het, en hier moet ons verstaan, die nuwe wyn
was ook verwys na wyn. Nou wat was nuwe wyn? Dit was druiwesap. Nou ons weet, jy gaan pluk 'n druif, dit is die basiese proses, die most basic proses. Die druif word uitgepers, en dan weet ons, hy gaan natuurlik deur aftappinge prosesse om al die suiwerhede uit te kry. Nou die eerste van daardie druiwe is natuurlik druiwesap. Niks alkohol in nie. Nou, ons moet ook verstaan, daai jare was daar nie yskaste en vrieskaste en al hierdie tipe van goeders nie. So wyn, die druiwesap, het gou ferment, het gou begin gis. Natuurlik afhangende hoe oud is die wyn, sou daar meer 'n groter alkoholiese inhoud gewees het. Maar in druiwesap is daar geen alkoholiese inhoud wat jou wel kan dronk maak nie. So die Here Jesus het die water in druiwesap, in wyn, dit was die gebruikelike woord, wyn omdat dit druiwesap is, het hy dit wel so verander. So hy het hulle nie, en omdat baie mense sê, die woord sê ja, maar die man het gesê, hoor jy sit eers die goeie wyn en later die slegte wyn, maar hierdie keer het jy dit anders gedoen. Dan verwys mense sê, die goeie wyn beteken goeie, gegiste, langdurige wyn. Goeie wyn is smaakvolle wyn. Dit is al. So jy kry druiwesap wat lekker was, en druiwesap wat nie lekker was nie. So dit is alwaar, dit is lekker druiwesap of nie lekker druiwesap nie. Net in daai tyd, op daardie stadium, is daar 'n moontlikheid, en ons weet in die Bybelse tyd, daar was nie 'n wet gewees teen dronk word in die sin van jy gaan hel toe as jy te veel gedrink het, want almal het in anyway verlore gegaan, almal was in anyway hel toe, totdat Jesus hulle natuurlik uitgelei het. So met die gevolg is, dat die druiwesap wat Jesus gemaak het, die wyn wat Jesus gemaak het, was doeteenvoudig druiwesap, dit was nuwe wyn. So dit is wat ons moet verstaan rondom dit. Nou dit is ook die vrug van die druiwestok. So enigiets, die vrug self, die druiwe self is die vrug van die wynstok. Die druiwesap is die vrug van die wynstok. En dan ook later, as hy gegis het, bly dit nog steeds die vrug van die druiwestok. So dit sê nie vir ons, dit gaan oor wyn wat jou dronk maak, waar daar alkohol in is nie. En dit is waarom ons wyn gebruik, druiwesap gebruik, om ons uit die posisie uit te hou en uit die gevaar uit te hou, om dronk te word, om besope te raak. Goed. En ook die groot sy van die saak is, as kind van die Here, dink ek, en ek wil jy moet mooi vir my luister, as kind van die Here, jy het 'n vorige lewe gehad. Jou vorige lewe was 'n lewe van, dalk was jy 'n partytjie mens wat baie dronk geraak het, baie mense onthaal het, jy het self na gesellighede toe gegaan, baars toe gegaan, waar jy ook al jouself gedrink het, of by die huis baie gedrink het, baie het maar by die huis gebly en baie gedrink. Nou is jy 'n kind van die Here, daai was deel van jou vorige lewe. Goed? So, en in dit moet ons die vorige lewe los. Hoekom wil jy jouself, en dis wat die woord sê, vermy die sonde, vermy hierdie dinge. Dis nou net sowel, jy wil nog steeds so bietjie van, kom ons sê het nou, was besig met sekere vuil sonde, jy wil nog van die, wel, dit is nie meer, dit is nie meer deesdae nodig om tydskrifte te hou nie, maar allerlei dinge te hou in jou huis, wat jou herinner en jou terugvat na jou vorige lewe toe. Daar is nie 'n gees of niks daarin nie, maar jou herinnering is daaraan. En baie keer het ons nog sentiment aan dinge wat ons in ons sondige lewe versamel bymekaar gemaak het, wat pertinente sondige dinge is, wat ons nie van wil ontsla raak nie. Ek preek nie teen geeste en beelde en sulke goeders nie. Ek meen 'n olifant en 'n perd en 'n whatever, 'n skildery van 'n natuur, wat ook al. Daar's geen gees in nie, daar's geen sonde daarin nie, ensovoorts. Maar jy sal, kom ons sê jy het hierdie Boeddha beelde en al hierdie tipe van beelde gehad. Ek weet nou nie eens meer wat is almal se name nie. En jy kom tot bekering, hoekom wil jy dit in jou huis hê? Hoekom wil jy iets hê wat jou herinner aan 'n afgod? Raak van die ding ontsla. Daar is nie 'n gees in hom nie, maar raak van hom ontsla, want jou gedagtes gaan daar vasgevang word. Net sowel ons sondige idees. Net sowel jy hou 'n souvenir, kom ons sê jy het op bekering gekom en jy het nou opgehou rook of wat ook al, en jy hou nou daar kasse display, dit is die tyd toe ek gerook het. Dit herinner jou die hele tyd aan jou verlede. Raak ontslaaf van die goed, jy is klaar met jou verlede, jy het 'n nuwe lewe gekry, en net so ook met die wyn.
Nou, wanneer 'n mens begin verskonings aanbied en sê, ja, ek gebruik my bottel wyn en ek sal hom hier so hou, ek sal nie hoor wat julle vir my sê nie, ek worry nie wat julle vir my sê nie, ek sal my wyn gebruik. Is dit maar nog 'n opstand en 'n rebellie in die mens, wat jy nie ten volle die verlede wil los nie. Goed, so dit is nommer 1. Ek dink daai punt kan vir ons duidelik wees. As jy dalk nog enige vrae het, asseblief vra vir my en laat weet my of dit duidelik genoeg is rondom dit. So ek dink die hele saak van Jesus wat water en wyn verander het, dit was druiwesap en nommer 1, mense preek dit so, asof Jesus aarde toe gekom het, net om water en wyn te verander om by elke trou en bruiloft te wees. Dit was glad nie Jesus se doel nie. Hy was met per geleentheid by plekke om wat te doen, om 'n boodskap uit te dra, om iets te demonstreer, om selfs toe hy uitgenooi was deur die ryk mense, daar het verlossing, daar het oorwinning, Maria het gekom en sy voete gewas, ensovoorts, en Saggeus lees ons van, en Matteus lees ons van die tollenaars, hulle het hulle bekeer, so Jesus was daar vir 'n doel gewees. Goed, so Jesus het nie aarde toe gekom om water en wyn te verander en ons 'n verskoning gee om dronk te word om elke partytjie by te woon nie. Goed, want nou gebruik ons die genade as 'n dekmantel om die vlees bly te bevredig. Goed, dit is nou nommer 1. Nou kan ons het hom so, baie dankie, sê Konet. Nou, kan ons dit vervang? Kan ons druiwesap, as jy nie druiwesap het of brood het, jy kan net vervang. Kom ons stop gou by die brood. Brood gaan oor die beginsel van die graan. Nou enige broodproduk wat uit graan gemaak is, dit sluit nou jou Provitas in, crackerbread, dit kan breinbrood wees, dit kan witbrood wees, dit kan gesuurde brood wees, dit kan ongesuurde brood wees. Die basiese produk gaan oor produk en dit gaan oor die produk en dit is die koring. Goed, dit is die beginsel daarvan. Okay? So dit is, of dit nou witbrood is, of wat ook al volgraan, dit maak nie saak nie. Dit gaan oor die koring, want dit is brood. Goed. Nou druiwesap, daar is nie 'n vervanging vir druiwesap nie. Want die druiwesap simboliseer en herinner ons aan die waarheid van, want wat druiwesap ook simboliseer is bloed, is lewe. So as jy Coke gebruik, dit is nie die oorspronklike lewe wat ons herinner aan die lewe wat die Here Jesus Christus kom gee het nie. Nou verwys die Here Jesus ook van die vrug van die druiwestok. Ons het al 'n baie mooi bediening hieroor gegee, maar wat baie insiggewend en interessant is, dat die oomblik as jy tot bekering kom, wandel jy in 'n nuwe lewe, jy het 'n nuwe bloed. So daar's nuwe sap, en daar's ook, die Bybel praat ook van die lewenssap, life sap. Nou dit is 'n verwysing na, as jy die druiwesap so kyk, dis 'n verwysing daarna. So die verbintenis van wyn, bloed, lewe, lewenssap, dit wat jou lewe is, dit is simboliek van wyn. Goed. So nou, wanneer jy tot bekering kom, wanneer jy jou lewe vir die Here gee, dan is dit die nuwe wyn wat uit jou uitborrel. En dit is wat die woord sê. Wanneer jy jou lewe vir die Here gee, dan het Jesus is in die heerlikheid van God, en daar's ook profetiese woord in die Ou Testament, hoe Jesus se verlustiging is met die kinders van die mense. So wanneer jy tot bekering kom, dan drink die Here Jesus van jou nuwe lewe in die geestelike, jy sien dit, dan nie dit simbolies, drink beteken, jy het gemeenskap met mekaar, jy deel met mekaar, jy geniet mekaar, jy het 'n verhouding met mekaar. Goed? Want as jy die druiwesap drink, dit raak deel van jou bloedstroom, van jou hele liggaam, en dis wat dit simboliseer. So as jy tot bekering kom, maak dit saak of dit wit of rooi druiwesap is. Nee, dit maak glad nie saak of dit wit of rooi is, want dit is die vrug van die druiwestok. So dit is die belangrikste. Dit gaan oor die vrug van die druiwestok. So dit maak nie van saak van wit of rooi nie. Ek dink simbolies gebruik ons almal rooi om te dink aan bloed, maar as ons ook dink aan lewe, maak dit ook nie saak of dit nou rooi of wit druiwesap is nie. So nou in die Here, as jy die nuwe mens is, dan is die Here Jesus se verlustiging in jou nuwe lewe, dan drink hy saam met jou van jou nuwe lewe. Is dit nie amazing nie? En jy drink van sy lewe, en so het julle gemeenskap, en dit is wat die Here Jesus gesê het. Julle moet een word, soos ek en die Vader een is, met mekaar en met ons, en ons met julle. So daar's 'n hele gemeenskap, drink van mekaar, geniet van mekaar. Gemeenskap met mekaar, sodat hy eenheid kan deurvloei. Is dit nie amazing om daaraan te dink nie? En ek meen, as 'n mens dit kan besef,
dan besef jy, Here, ek moet my lewe rein hou, want die Here Jesus Christus wil van my nuwe lewe geniet. En as 'n mens moet williglik deel raak weer van die wêreld, wat bied jy vir die Here Jesus Christus aan? Jy moet jou lewe uitgiet, jy moet hierdie ou lewe uitstort, onthou net, jou ou lewe is ook bloed, dis die ou bloed. Dan het jy die nuwe bloed, die bloed van Jesus Christus. En ons moet hierdie ou bloed laat gaan. Paulus sê op een plek, ek word uitgegiet, ek word uitgegooi soos 'n drankoffer. Hierdie ou lewe het hy laat gaan, en ook die Here het omstandighede en mense om hom gebruik, sodat hy kan verstaan, hy moet hierdie ou lewe laat gaan. Hierdie sterk mens, hierdie eie ek, hierdie ego in hom. Want hy het groot geword as 'n persoon geestelik met ego, met trots, want hy het uitgestyg, toe hy nog 'n Jood was voor sy bekering, bo sy mense rondom hom. So hy was 'n ywerige man geweest. En ons weet die Jode, hoe ywerig jy was, jy het op ander getrap, jy het gedink jy is beter as ander. En toe hy tot bekering kom, moes daai geaardheid, hy gesindheid, hy geleerdheid wat hy gehad het, moes hy verloon het. So sy lewe was uitgegiet, uitgetap, hierdie ou bloed moes gegaan het, sodat die nuwe lewe van Christus in jou kan plaasvind. Nou as 'n mens kan verstaan dat jy is soos 'n beker, die Here Jesus sê, maak die binnekant van die beker en die skottel skoon. Wat kom in 'n beker? Druiwesap, vloeistof. En wat kom in 'n skottel? Gewoonlik eet iets, brood ensovoorts. Nou in konteks van die nagmaal. Nou het jy die nuwe lewe, jy het die nuwe bloed. Nou vermeng ons dit so. Dan wil ons, Jesus moet tevrede wees, omdat net ons aanbid deur Jesus na die Vader, soos ons die Vader aanbid, dat ons gemeenskap ook met die Here Jesus Christus en ook met die Vader. Nie net met Jesus of net die Vader nie, ons het gemeenskap met beide. Maar omdat ons deur Jesus Christus gaan, het ons ook gemeenskap met hom, en daarom praat ek nou so met u. So wat bied ons hom aan? Wat is in ons beker? Wat is in ons beker? Gemengde wyn. Die Bybel praat in die Ou Testament van hierdie gemengde wyn. Vervalste wyn. Skynheilige wyn. Voorgee wyn. Hulle tot wyn afgewater. Nou verkoop hulle het om meer geld te maak. Dit het in die Ou Testament gebeur. So wat bied ons aan? Bied ons 'n gesuiwerde lewe aan, hierdie nuwe wyn, of bied ons nog verskonings aan? En as jy dink die Here Jesus moet van jou drink, dan verander dit die prentjie. En hy moet van jou eet, jy eet van hom, hy is die brood van die lewe, en jy moet vrug oplewer. En wanneer jy eet van mekaar, het jy ook gemeenskap met mekaar. Die woord leer vir ons, as jy saamkom, daar is al baie wat hulle kom saam met oorvol oorspel en ongeregtigheid. Nou praat ons van moedswilligheid. En hulle smil saam met julle. Hulle skaam hulle en hulle bloos hulle. Nou praat ek uit 'n paar skrifgedeeltes uit. Oor hulle sonde en hulle ongeregtigheid, en hulle bring daai ongeregtigheid in. Dan verwag hulle medebroers en susters moet van hulle eet. Hulle bring ongedierte en muise en rotte en varkvleis en alles. Dis innerlik, want dan net uiterlik mag jy nie varkvleis eet. Jy mag enigiets eet. Ek weet nie of ek net 'n rot en goed sal eet nie. Ek dink jy so, ek is ook nie slang en daai dinge eet nie. Maar daar's niks fout as jy dit alles wat jy eet nie. Dit veronreinig nie jou siel nie. Jy moet net verby die grill kom as jy dit kan wil doen. Ek dink jy gaan dit kan wil doen nie. Maar nie te my, mens mag nooit sê, nooit nie, né? Ek het al krokodil geëet sonder om te weet ek eet krokodil, net so by the way. Ek het baie snaakse dinge in my jong mens lewe geëet, nou ja, partykeer tot my bittere spyt. Maar die goed is horrible. En soos afval en daai dinge. Maar nie te my, ek gaan nou nie op baie gesprek ingaan nie, maar wat gee ons vir mekaar geestelik? Nou die wette van vleis en kos in die Ou Testament, dit was profetiese manifestasies. Dit het in vervulling gekom in die Here Jesus, en die Here Jesus kom leer ons in die Nuwe Testament. Niks wat jy hier inneem, kos en dinge, kan jou siel veronreinig nie. Maar omdat ons siel veronreinig is ons dade ook verkeerd. So as daar nog 'n probleem is in jou siel, gaan jy argumenteer, ja, ek sal my wyn drink,
finies en klaar, jy kan my nou niks sê nie. Maar as jou hart oop is en 'n sagmoedige en edele hart, soos die disippels van oud, uit vreesheid het hulle eerder van alle alkohol ontslaag geraak. Dalk in 'n swakheid gaan hulle nou net te veel drink en dan raak hulle afvallig van die geloof. En dan net, hoekom drink 'n mens? Hoekom doen 'n mens die sonde? Om ons 'n bietjie lekker te voel in die vlees. Jy wil emosioneel lekker voel, maar as daai sonde uitgewerk het, maak nie saak wat dit is nie. As jy 'n TV-program afsit, na uur 2 as jy volgende oggend opstaan, is jy so dik op, jy's sommer moody, ek is nie 'n oggendmens en al die tipe van goed. Dit het 'n invloed op jou geestelike lewe. So tussendeur praat ek ook nou oor geloof en jy. Hoe leef ons elke dag? Te reine heilige strewe wees na God se woord. Nou ja, voordat ek aangaan, gaan ek vir ons 'n lied speel, Brood van die Lewe, om ons 'n bietjie gedagtes te bring by die nagmaal wat ons gaan gebruik. Dan gaan ek 'n kommentaar lees en so 'n bietjie daarop reageer. Ek is die lewende brood uit die hemel neergedaal. Eet hierdie brood en jy sal lewe. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom en in my glo, sal nooit honger en dors kry nie. Die brood wat ek gee, my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom en in my glo, sal nooit honger en dors kry nie. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Die wat honger na geregtigheid sal versadig word en lewe. Want die brood van God is hy, wat uit die hemel neerdaal. Die ware manne, die ware brood van God. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom en in my glo, sal nooit honger en dors kry nie. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom en in my glo, sal nooit honger en dors kry nie. Prys die Here vir die mooi herinnering aan die woord. So is Eitjie, hy sê vir almal hallo. Hy is so opgewonde, die huis is lewendig vanoggend. Nou ja, ek gaan net so 'n bietjie deur kommentare gaan. Ek gaan net so 'n bietjie terug. Hy sê vir my, is mooi verduidelik, jy het hom so, jy verstaan dit so, mooi verduidelik aan almal. Ons kyk gou waar kom ons by kommentaar uit. Ja, regtig baie mooi verduidelik. Baie mooi verduidelik. Ja, prys die Here. Daai het ek vra, het ek beantwoord. Sure, sê die Pieterswoning, Kwanet Shaw en almal. Kom ons gaan 'n bietjie deur, Ons loer so 'n bietjie deur. Ons is ons familie, ons kuier eers lekker saam. Enige tyd wat ek op my foon mag wees as ek in 'n geselskap is. Paula sê op 'n kommentaar, elke nagmaal is vir my soos 'n nuwe dag, weer probeer herinnering van genade, heiligheid, wat daarmee saam moet wees. Ja, die groot ding is die nagmaal is 'n herinnering aan die uitvloeisel van jou lewe en die begeerte om wel in daai lewe te wil wandel, né?
Kom ons hoor wat sê Kitty. Prys die Here, nou verstaan ek hoe Jesus saam met ons die wyn gaan drink. Wow, dit is mooi. Dankie daarvoor. Sandra sê wow, nou verstaan ek daai gedeelte van Paulus ook. Karen, my liefie, wow, my liefie, hart wil uitklim. Dankie vir die mooi verduideliking. Jolene, this is opgewonde to understand it so well today with each explanation. I learned something new. That's amazing. Daar is dit handjies, en ag al, prys die Here. Kom ons lees gou. Ons moet eerder keer dat dit by ons ore, ons moet eerder keer wat by ons ore ingaan as by ons mond, sê Paulus. Dit is nog 'n mooi opmerking. Dit is so by ons mond en by ons oë. Ons moet eerder daar verkeer, né? Is dit nie so nie? Is mooi verduidelik, verstaan baie mooi. Dankie Stanley. Wat 'n inspirasie vir ons om aan te hou liedjies skryf. Hulle sing in volle bors, hulle gaan te keer. Kyk, hierdie huis is soos 'n byenes, maak so That's amazing. So moenie worry dat die kinders hier plan jou uitjie holly op en af en hy skryf, hulle gaan aan 'n gap het al kom inloer en Riley was ook al vanoggend hierso gewees en hy het ook hierso sy merkies gelos all over. So dit is net amazing. Ag, ons geniet die kinders vreeslik baie. Dit is ons eie kindertjies ook. So mamas en papas, is nie net julle kindertjies, sorry vir julle hoor. Maar nietemin, kom ons gaan praat verder oor die nagmaal. En kom ons lees verder in die skrif rondom die nagmaal. Ons het nou die lied geluister dat Jesus is die brood van die lewe. Soos die woord ons leer, ons verstaan dit eintlik so en ons moet van hom eet en van hom drink. Kom ons gaan voort. Waar was ons gewees? Okay, ons was by vers 21 laas, né? Kom ons lees vanaf vers 22 af. Het julle dan geen huis om in te eet en te drink, of verag julle die gemeente van God en maak julle die beskaamd wat nie het nie? Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Hierin prys ek julle nie. En ek wil dit net dalk net op die stadium noem. Ek dink dit sê vir ons nogal baie rondom die hoeveelheid druiwesap wat jy kan drink en die hoeveelheid broodjie wat jy kan eet. Dit kan net 'n stukkie wees, maar dan net dit simbolies. Dit is 'n simboliese gebaar. Dit word ook 'n sakrament genoem, maar 'n sakrament is net al wat die woord sakrament beteken. Dis 'n uiterlike gebaar van jou geloofsvertuiging en jou lewe wat in jou is. So jy kan nie nagmaal gebruik met die doel dat die nagmaal, die druiwesap en die brood iets in jou siel verlossing gaan bewerkstellig sodat jy in 'n nuwe lewe kan wandel. Ons gaan nou verder lees wat is die doel van die nagmaal. So dis wat 'n sakrament is. Jy moet klaar in daai lewe wandel. En al wat jy doen, jy getuig. Dit is eintlik die woord wat ek elke keer soek. Jy getuig aan ander en almal rondom jou en aan die hemelse wesens en almal. Jy getuig van dit wat jy glo en waarin jy leef sonder woorde. Okay. So jy kan dit nie reverse omdoen nie. Nou kom ons lees verder. Hoe dikwels en alles, ons gaan al hierdie dinge mooi behandel vanoggend. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waar hy verraai is, brood geneem het. Nou ons lees dit in die evangelies, veral Matteus 26 ensovoorts, maar ek gaan net hierso byhou, dat ons net by een skrif vandag hou. Hy verraai is brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. En dit is my net eintlik mooi. Toe Paulus mos nou tot bekering gekom het, was hy in afsondering, die Here het hom in afsondering gelei. En wat vir my mooi is, dit wat hy van die Here ontvang het, is presies dit wat gebeur het. En later op 'n stadium, toe Paulus by die disippels aansluit, en hy het op 'n stadium by Johannes en Petrus ensovoorts, gaan seker maak dat die evangelie wat hy verkondig, is die evangelie reg. Kon hulle seker hierdie sake aan hom bevestig het, sodat kon geweet het, okay, dit wat ek ontvang het, by die Here is die regte saak. So hier kan ons sien is dieselfde gees. Dieselfde gees wat in Jesus was, dieselfde gees wat in die apostels was, is dieselfde gees wat in Paulus was, want dit wat hy hier skryf, is glad nie teenstrydig met dit wat ons in die evangelies lees nie. Goed, net so by the way. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. En dit is net in die evangelies word dit opgeskryf, dis die vir die Nuwe Testament, dis nie vir die Ou Testament nie, né?
Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels, as julle daaruit drink tot my gedagtenis, en in die evangelies praat hy van die doel van die bloed van Jesus, is tot vergifnis van sondes in die Nuwe Testament. Kan nie in die Ou Testament lewe en verwag die bloed van Jesus met jou reinig in die Ou Testament nie. Jy moet die Nuwe Testament aanneem, jy moet die bloed, die lewe van Christus aanneem, jy moet erken, hy het gesterf en opgestaan uit die dode, jy moet erken, hy gaan eendag kom in die hemele, jy moet erken, hy is die seun van God, middelaar, hy het sy offer, sy lewe gegee, ensovoorts. Dan word jy deel van sy lewe. En nie dit om het te erken met jou mond nie. Die woord sê ons moet in sy voetstappe volg. Wat beteken sy voetstappe? En wat beteken dit om van hom te eet en van hom te drink? Dis een en dieselfde ding. As jy van iets eet of drink, jy raak deel daarvan. So toe die Here Jesus gesê het, ons moet eet en drink van hom, het hy gesê, ons moet deel word van sy lydingslewe, want die woord leer vir ons. As ons nie saam met hom ly nie, sal ons nie saam met hom verheerlik word nie. Ek kan nie my lewe vir jou gee om gered te word nie, maar ek kan my lewe gee as 'n voorbeeld om jou aan te moedig om wel die Here te dien in gees en waarheid. Maar ek het my saak aan met die Here, jy het jou saak aan. Wat jy met die voorbeeld gaan doen, wat voorgehou is aan jou, deur die woord en hulle wat godvrugtig is jou saak. Ek kan nie namens jou instel, ek kan nie in die gap staan nie. Dis 'n duiwelse ding. As jy voel jy kan in die gap staan vir iemand, beteken dit jy is die Here Jesus Christus self. En dis eintlik skrikwekkend om daaraan te dink. Beteken jy is die Here Jesus Christus self. Want die Ou Testamentiese profetiese woord, wat die Here gesê het, hy soek iemand om in die gaping te staan, was 'n profetiese woord oor die Here Jesus Christus. Ek kan nie die Here Jesus, ek kan saam met jou bid, ek kan saam met jou stry, ek kan saam met jou las dra, maar ek kan nie namens dit jou doen nie. En Jesus het namens ons die duiwel gaan oorwin. Namens die werke van die sonde uitgeklee. Nou dat ons in hom glo, genadiglik word ons losgemaak daarvan om daarin te bly wandel. Want as jy los is van iets, gaan jy nie meer daarin wandel nie. En dis die miskonsepsie wat ons het. As jy los is van 'n ding, dan is dit mos nou nie meer deel van jou lewe nie. Ons is mos nou in die dood van Jesus gedoop. Nou as jy dood is, dis wat Paulus argumenteer in Romeine 6. As jy dan dood is, waarom bly jy in die sonde lewe? Dat beteken dat jy is mos nou nie dood nie. Hy het hulle herinner, onthou jy, julle was in Jesus se dood gedoop. Hoe lewe julle nog steeds in die sonde? Hoe verstaan ek nou hierdie ding, mense? My broers en susters, hoe werk dit? Nou begin julle die genade te gebruik as 'n verskoning om aan te hou sondig. Nou wil ek dit sommer in dieselfde sin sê. Jy gaan my sê, staan in die sondig, jy glad nie meer nie. Wat sê die woord as jy gesondig het? Jy het 'n voorspraak by die Vader, naamlik die Here Jesus Christus wat die middelaar is, waaroor jy jou sonde bely teenoor die Vader deur Jesus om dit te vergewe. En so word jy weer 'n sondelose mens. Elke keer wanneer jy jou sonde bely voor die Vader, word jy weer sondeloos. En dis hoe die strewe en die pad van heiligmaking werk, na jou bekering en na jou doop. So as hierdie ou mens wil weer lewe kry, maar daar is nog sonde in jou, dis wat in Romeine 7 vir ons leer, dan moet jy hom uitlewer, jy moet dit bely, jy moet dit uitsorteer in jou lewe. Ok, ek dink ons verstaan dit so. So, wanneer ons die nagmaal gebruik, moet al hierdie gedagtes in ons lewend wees. Dit moet iets wees wat deel is van ons lewe. Jy kan nie die nagmaal gebruik en die brood en die eet en die druiwesap drink en voel nou vergewe die Here jou sonde, soos op die versoendagfees in die Ou Testament nie. Hoe jy nou versoen word, nommer 1, jy gee jou hart vir die Here, jy word gedoop, daarna bly jy jou sonde bely. Dis hoe jy elke dag van jou lewe deel het aan die versoendag en die vervulling van die versoendagfees bevestig in die Here Jesus Christus. Goed, dink dit maak vir ons sin. Kom ons lees dit eers 'n bietjie verder, dan gaan ek oor na die fisiese gebruik van die nagmaal toe. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Nou, ons verstaan die dood van die Here Jesus, hy het gesterf en hy het ook opgestaan. Jesus het nie net gesterf om dood te bly nie. Sou hy dood gebly het, was ek en jy nie vandag verlos nie.
die feit dat hy opgestaan het uit die dode. So wanneer hy hier praat van ons verkondig die dood, dit alles sentreer rondom sy dood, sy opstanding, alles die prys wat hy betaal het om die siel los te koop, sodat ons in die nuwe lewe kan wandel. Want jy is weergebore deur die opstanding van die Here Jesus Christus. Goed. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet en beker drink van die Here drink, sal skuldig wees in die liggaam van die bloed. So, aan die liggaam en bloed van die Here. So ek dink dit wat ons in die begin verduidelik het. Ons moet onsself beoordeel. Want dan net as jy nou voor die diens sonde gedoen het, en jy het jou saak bely, is jy skoon. Daar's nie 'n issue nie. Wat hy hiervan praat, dan net wat het in die begin gesê. Mense kom, hulle drink hulle self dronk, hulle ooreet hulle self. Dan voel hulle nou hulle deel van die liggaam. Dis 'n losbandigheid, dis 'n minagting eintlik op die waarde van die saak. Dis nie te sê ons moet nou die preetse hoogheilige gesig opsit nie, maar ons moet die waarde daarvan verstaan. So baie mense is ook gelowiges, hulle lewe 'n liberale lewe. Hulle voel, ag man, die Here het my die prys betaal. Ek gebruik die nagmaal sodat ek kan geld kry, dat ek gesondheid kan kry en al die tipe van goeders. Dis nie die doel van die nagmaal nie. Die Here Jesus gesê die doel van sy bloed is tot die reiniging van sondes. So as jy die bloed drink, moet jy verstaan, Here, my sonde moet gereinig word en dit gebeur deur middel van die belydenis daarvan. So jy moet jou lewe gee. So daar's baie wyses van onwaardigheid. Hy het hierdie een geval gebruik, net om vir ons te sê, ons moet net ook op ons pasoppings wees. Okay? En as jy nog 'n sondige gewoonte het, en jy sorteer dit met die Here uit, en jy praat dit met die Here uit, mag jy die nagmaal gebruik, want wat doen jy? Elke dag sorteer jy hierdie dinge uit. Elke dag praat jy met die Here, so jy deel aan sy lewe, jy deel aan sy liggaam, jy deel aan die vergifnis. So nou getuig jy van dit wat jou lewe is, deur middel van die nagmaal. So die nagmaal gaan nie vir jou genesing gee nie, die nagmaal gaan nie vir jou geld gee nie. Dan net, wat maak hemel? Ek wonder of jy al ooit daaraan gedink het. Wat maak hemel? Afgesien dat God daar is ensovoorts. Die feit dat daar nie geld is nie. Jy het ooit daaraan gedink. Want Jesus sê, die God van hierdie wêreld, Mammon, hoervrou Babylon, is die onregverdige Mammon. En God is regverdig. So as daar geld in die hemel is, dan is daar onregverdigheid in die hemel. Daar is nie geld in die hemel nie. Daarom, almal is equal. Niemand gaan niemand se baas wees nie. Die woord sê, ons gaan konings en priesters wees en mekaar dien en heers. En wat sê die Here, wat doen 'n heerser in sy koninkryk? Is 'n dienaar. Ons het 'n verkeerde begrip. So hier op aarde kan 'n mens heers. So mooi verstaanbaar verduidelik, dit gee mense sommer so moed en spoed om jou sondes en lewe uit te sorteer met ons Vader. Amen. Hy prys die Here. So dis amazing om dit so te verstaan. So dit wil my aanmoedig, dit wil my 'n lus gee, soos hulle hierso in die Wes-Kaap sê. Dit wil my 'n lus gee om heilig te wil lewe. Ek het lus om heilig te lewe. Ek het lus om die verordeninge te doen. Ek het 'n verlange na u woord, om my hart te suiwer vir die aangesig van die Here. So haal geld uit die prentjie uit, en dat daar is gelykheid. Dis een saak. Okay, net so 'n bietjie ietsie interessant. Kom ons lees aan, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en van die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie wat swak en sieklik is en 'n aantal het ontslaap, want as ons onsself beoordeel het, sou julle nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Wow, so die groot ding is, die Here help ons. As jy voel jy word getuig oor 'n saak, die Here help jou, sodat jy nie die ewige verderf kan ingaan nie. As jy daai tugtiging kan aanneem, hoe neem jy dit aan? Jy bekeer jou, herken, jy sorteer jou lewe uit, sodat daai redding vir jou siel en reiniging wel kan plaasvind. Kom ons lees eens 'n bietjie verder. Daarom my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. En as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel kom nie. Die ander sake reël ek wanneer ek by julle kom. So hier is 'n baie mooi prentjie van die nagmaal, hoe om dit te gebruik en op watter manier om dit te gebruik. Ons wag vir mekaar, ons kom in vrede met mekaar, ons kom sorteer dinge uit.
En voor die Here getuig ons wanneer ons die nagmaal gebruik. As ek my nagmaal gebruik en my broeder en my suster sien my, omdat nie die hemelse wese sien jou, God sien jou, die engele sien jou, Satan en sy demone sien jou, hulle weet waar hy mee besig is. Bring jy 'n valse getuienis of 'n ware getuienis? En weer eens wil ek dit net noem, as jy 'n swakheid het, as jy 'n probleem het, ons noem dit nou maar swakhede, maar partykeer raak swakhede ook menswillighede, maar nietemin, jy weet wat is jou saak voor die Here, jy weet, jy stap die pad, jy wil, jy daar ywer, gebruik die nagmaal, want jou lewe andersins, jy daai strewe, jy eet van die woord, jy drink van Jesus, jy bely, omdat net jy jou sonde bely, dan reinig die bloed van Jesus jou van jou sonde. En die woord, wanneer die woord eet, reinig jou liggaam. Met ander woorde, wat is hy reiniging? Dit reinig jou van jou ou lewe, jou ou oortuigings, jou ou idees, jou ou karakter, op 'n daaglikse basis. Maar wanneer jy sonde bely, dan reinig die bloed van Jesus jou van jou sonde, om dit weg te was. Dis hoekom beide so belangrik is, want hoe meer jy gemeenskap het met die woord, in gebed, in lees, in bediening, wat die geval ook al mag wees, reinig dit jou, dit skei jou, dit maak jou skoon van jou ou lewe, sodat jy geestelik kan groei, en begin vrug opdra, 10%, 20, 30, 40, 50%, waarom met erns begin vrug oplewer, in jou geestelike lewe. Ag, ek sien julle so opgewonde, en julle verstaan daarom wat ek sê. Dink as ek so praat, dan wonder ek, verstaan julle mooi, maar ek sien almal verstaan baie mooi. Daar sê, prys die naam van die Here van die leerskare. Kom ons gaan oor na die bediening van die nagmaal. As jy jou brood en jou druiwesap het, dan kan jy dit nader skuif. Ons gebruik vanoggend, ek en my vrou het Provita gehad, dit word ook van koring gemaak, dit is ook 'n vorm van 'n brood, dit is net natuurlik 'n harde brood. Geld voed nooit die siel nie, hoe meer jy dit gebruik vir jou, meer wil jy dit hê. Dit is presies net so Werner, dit reg daar opgesom. So ek bring dit nader, ons moet nou, die fees waarvan hy praat, die ete, was hierdie feesmaal wat Jesus saam met sy disippels gehad het. En hy sê, ons moet fees vier met brode van reinheid en waarheid, van die brood van reinheid en waarheid. En wie is dit? Jesus Christus. En dit, ons moet ook ons hart kom reinig. En wat die Pasga in die Ou Testament gesimboliseer het, hulle moes van die suurdeeg ontslaa raak, hulle moes van die sonde en ongeregtigheid ontslaa raak, sodat die bloed jou hart kan reinig, want die feit dat hulle die bloed met die hyssopbossie aangesmeer het, hyssop beteken ontsondiging, reiniging van sonde, so hulle hartshuise was gereinig van sonde deur die bloed van die lam. Dis wat hulle gemanifesteer en gesimboliseer het. Dit het glad nie beteken beskerming van aardse middele te midde van die sonde in jou huis nie. Omdat in daardie tyd moes hulle alles uiterlik gemanifesteer het, sodat ons die geestelike realiteit daar kan verstaan en daarin kan wandel deur die Here Jesus Christus, die lam wat vir ons geslag is sonder gebrek. Hy is die brood van rein en waarheid, die ongesuurde brood. Dit is die brood sonder sonde en dit moet ons strewe ook in ons lewe wees. Nou, hulle het hierdie ete gehad en na die ete is dit asof amper alles tot stilstand kom en hy kommunikeer met hulle dit wat ek en jy vandag gaan manifesteer. Nou ons noem die nagmaal omdat Jesus in die aand die ete saam met sy disippels geniet het. Dis hoekom dit die nagmaal genoem word. Engels praat hulle van the Lord's Supper of the Holy Communion. Communion is hierdie heilige gemeenskap met mekaar. Of the Lord's Supper, die Here Jesus wat hierdie ete saam met sy disippels geniet het. Nou is nog 'n ander moeilike woord, ek kan hom nou nie uitspreek nie, maar nietemin dit is min of meer die begrippe as jy al ooit daarvan gehoor het. Nou voordat ons oorgaan na die bediening van die nagmaal, gaan ek net vir ons eers bid. En dan gaan ons die broodjie eet en dan gaan ons van die druiwesap drink. Vader, weer eens wil ons vir die baie dankie sê vir die geleentheid dat ons weer eens getuienis kan gee van ons geloof voor U, voor die engele, voor die Seun Jesus Christus, voor die hemelse wesens. Vader, voor mekaar kan ons getuig van ons lewe en ons wil 'n ware getuienis lewer vanoggend. Vader, vandag verstaan ons nog meer waar gaan U nagmaal, waar gaan die bediening van die nagmaal as ons saamkom, Vader. Hulle het ook met tye liefdesmaal genoem. In die Bybelse tyd het hulle saamgekom en hulle het gedink aan Jesus wat gesterf het en hy wat opgestaan het uit die dode, opgevaar het in die hemel, wat eendag gaan kom om hierdie wêreld en sy sonde en ongeregtigheid te oordeel. Maar ek dank U, Vader, ons kan vandag deel hê in die opstandingslewe van U Seun Jesus Christus. Hy kan van ons drink, ons kan van hom drink, ons kan van mekaar eet, ons kan gemeenskap hê met mekaar, ons kan van mekaar eet en uitdeel. Dit wat in ons hart is vanoggend, Vader.
En ons wil U net loof en prys vir Here hierdie verlossingsplan, hierdie verlossingsrealiteit in ons lewe, dat Jesus die sleutels van die dood en die doderyk het. Dis die sleutels van vergifnis wat U gesê het vir Petrus, hierdie sleutels, jy het hierdie sleutel. Later het hy gesê, julle almal het hierdie sleutel. Vader, Johannes die Doper het dit kom verkondig, die vergifnis van sonde. Vergifnis van sonde maak ons los, maak ons vry. Vandag wil ons dit verkondig, ons wil U dood ook verkondig, saam met dit. Ons wil erken, U het gesterf, opgestaan uit die dode, opgevaar in die hemel. Deur U is daar verlossing, deur U is daar redding, deur U is daar vrymaking van die siel. En ek dank U vir Vader in Jesus naam. Amen. Tot nagedagtenis van die Here Jesus Christus, wat sy liggaam gegee het, sy lewe kom gee het, dan het dit nie gaan oor sy fisiese liggaam, het gaan oor sy hele lewe. Hy het nie toegegee aan die sonde nie. Kom ons eet simbolies van die brood van reinheid en waarheid. Ons getuig, ons het deel aan hierdie brood. Jy kan 'n stukkie neem en dan dit eet. So, prys die naam van die Here. Sy genade, sy barmhartigheid, sy liefde, sy heerlikheid, dan het ons symboliseer, ons eet van die brood van reinheid en waarheid, hy wat gesterf het en opgestaan het uit die dode, naamlik die Here Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Dan het ons ook die druiwesap, dit symboliseer die bloed van Jesus, sy lewe wat hy gegee het, en julle kan 'n slukkie ook van die druiwesap neem. Loof die naam van die Here. As u nog besig is om die nagmaal te gebruik, ek gaan vir ons 'n liedjie speel oor die bloed van Jesus Christus, dan gaan ons voortgaan na die bediening, na die lied. Has never lost its power. The new covenant blood, grace, forgiveness of sin, no more guilt, set free, no more shame. Jesus' blood, powerful, full and true, never rejected, we embrace, love and cherish, making us new. You can be cleansed, made whole, repent, confess sins. You are set free, living in the light. Jesus' blood, powerful and true, never rejected, we embrace, love and cherish, making us new. He is the Lamb who gave his life, accept and confess him, washed by the blood, now redeemed. Jesus' blood, powerful and true, never rejected, we embrace, love and cherish, making us new. Holy is he, mediator, redeemer, Son of God, the Lamb. His blood, his life sets free. Jesus' blood, powerful and true, never rejected, we embrace, love and cherish, making us new. His blood cleanses the heart and soul, pure, holy, perfect, restored to the Father by his
is new and whole, sets us free, now and for eternity. Daar sê wat 'n mooi herinnering aan die bloed van die Here Jesus Christus. En Eitjie wil net ook vir julle Kobai sê. Bye. Baie almal, love julle. Lief vir julle. Lief julle. Bye. Ek gaan hierso afsluit vanoggend en ons gaan afsluit met Eitjie se gunsteling liedjie, maar nie waar hy sê nie, net die liedjie. Julle met julle Sondag geniet. Mag die Here julle ryklik seën. Môreoggend het ons oggend Bybel lees, né? Sê weer? Ja, so môreoggend Bybel lees 5:30. Lief vir julle, lekker dagie verder. Open your heart, receive God's messengers, the angels, brothers, even Jesus Christ, receiving the same reward. Receive them, give them cool water, the child of God, the prophet of God. When your heart walk with them, rewarded the same. Open your heart, receive God's messengers, the angels, brothers, even Jesus Christ, receiving the same reward. Jesus Christ, Son of God, The prophet, true brother, friend, receive him. in your heart, mind, body, soul. He shares his reward with you. Open your heart, receive God's messengers, the angels, brothers, even Jesus Christ, receiving the same reward. All invited to heaven, Open through Jesus Christ, an eternal inheritance. a heavenly reward awaits. Open your heart, receive God's messengers, the angels, brothers, even Jesus Christ, receiving the same reward. Open your heart, receive God's messengers, the angels, brothers, even Jesus Christ, receiving the same reward.